In ons vorige boodskap het ons gekyk na 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Kom ons lees weer daai stukkie net om te recap. Maar God se dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Hierdie evangelie van Christus is God wat in ons werk. Met hierdie Christus wat my lewe is en wat in my lewe en dat ek wat in Christus is en met sy lewe vir God lewe. Dit is die reuk wat God wil uitpasuin in die skepping, in hierdie wêreld. Dat daar is lewe en daar is hoop. Nie in tekens en wonderwerke nie, nie in Jesus van Nasaret nie. Nie in sogenaamde profetiese woorde en gawes van die Heilige Gees nie. Nie in die wet nie, nie in Abraham, Isak en Jakob se verbonde nie. Nie in die beloftes van seëninge en vloeke wat aan Israel uitgelewer is. Daar is nie 'n reuk van tiendes en offergawes wat jou laat guns vind by God nie. Want die kerk is tog so lief daarvoor om vir jou te manipuleer met tiendes en offergawes. En is nie nodig nie. Jy sien, hierdie evangelie van God is God wat sy reuk van die lewe onder die mensdom wil uitlaat. Hy wil sê tog hierdie lewe van hom in hierdie wêreld aan die mense bekend maak. Maar die kerk hou vir ons uit, daai lewe uit, in hulle dogmatiese stellings en dogmatiese leringe. Hulle weerhou dus die wêreld om te kom tot die volheid van Christus, sê Paulus vir ons hierso. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Hoor jy hoe fenomenaal is hierdie boodskap van Christus in die gelowige? Ons boodskap spruit daaruit dat ons absoluut in Christus, in God verborge is. Ons lewe is Christus. Ons lewe is in Christus, in God verborge, in die hemele. En ons praat uit God se kennis uit. Ons mense wat die evangelie van Christus in jou as jou lewe verkondig en die dieptes van die evangelie deur die kennis van die Heilige Gees en Bybelstudie aan julle oopmaak, ons praat nie vanuit kerkdogma uit nie. Ons praat nie vanuit Bybelskoolse kennis uit nie. Ons praat nie vanuit teologiese vraagstukke uit nie. Ons praat nie vanuit synodale besluite nie. Ons praat nie vanuit die vlees nie. Ons praat vanuit God uit. Want ons is in Christus, in God verborge, en daarom sê Petrus ook, tree ons ook op as mondstukke vir God op hierdie aarde. Want Vader praat met ons in Christus en ons dra hierdie boodskap uit. Sodat jy ook kan kom tot hierdie kennis en hierdie lewe van Christus, sodat jy nie meer nodig het dat mense vir jou leer en dat mense vir jou lei in dit wat teen die leer van Christus is nie. Dis nie die kerk se taak om jou te hou in die Ou Testament nie, jou te hou in Jesus van Nasaret nie, jou te hou in die profete en die verbonde en in Abraham, Isak en Jakob en in Exodus en in Genesis en in Levitikus en Deuteronomium en Rigters en Rut en 1 Samuel, 2 Samuel. Wat het Dawid se lewe met my te doen?
Wat het Salomo se paar honderde byvroue met my te doen? Wat het Barseba met my te doen? Wat het Naomi en Rut met my te doen? Is dit Christus? Wat het die verbonde wat God met Abraham gesluit het met my te doen as dit was vir Israel? Wat het dit wat God vir Adam gesê het met my te doen voor hy tot sondeval gekom het? Want toe hy tot sondeval gekom het, het alles wat God vir Adam beplan het tot niet gegaan. En moes God 'n ander reddingsplan uitwerk binne Christus Jesus. Wat se doel het Jesaja, Jeremia, Esegiel, Obadja, Sefanja, Habakuk, Amos, Micha, Daniel? Wat het hulle met my uit te doen? Wat het Maleagi met my te doen? Nie een van hulle is Christus nie. Niemand nie. Wat het Henog met my te doen? Wat het Noag met my te doen? Niks nie. Want Vader werk met my in Christus Jesus. En Vader werk met die Christus in my. Luister wat sê Paulus. 2 Korintiërs 2:17. Want is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Maar wat bedoel Paulus daarmee? Ons dryf nie handel met die woord van God nie. Het jy ooit gehoor van iemand as jy jou tiendes en jou offergawes gee, dan gaan God jou seën. Dis handeldryf. Beteken jy moet vir jou 'n blessing gaan koop of 'n blessing gaan manipuleer van God af deur jou tiendes en jou offergawes te gee. Jy moet elke kerk bywoon, jy moet elke diens bywoon, jy moet elke Bybelstudie bywoon. Vir wat? Om werk te doen, wat gaan jy daardeur bereik? Jy gaan net opgevoed word in die dogma en die lering van die kerk en die gemeente. Jy gaan nie kom in die kennis van Christus nie. Jy sien, jy kan nie laat die kerk vir jou dikteer in wat jou Christelike lewe is nie. En die mense wat met al hierdie tekens en hierdie wonderwerke kom, en dan moet jy terloops, na die tekens en die wonderwerke, moet jy 'n tiende of 'n offergawe gee om jou wonderwerk te koop van God af. Of jy moet dit doen, en jy moet so doen, en jy moet sis doen, en jy moet daai doen. So met ander woorde, jy doen 'n bartering met die Here. Jy probeer 'n ruiltransaksie. Here, ek gee vir die 10% van my inkomste, nou probeer ek u manipuleer, en ek probeer 'n seëning van u afkoop. Vader, ek gee my tiendes en my offergawe, sodat ek nie in die vloek van God inval nie. Ek gee vir die tiendes en offergawe, sodat ek nie uit die seëninge van die Here kan val nie. Maar die Bybel sê dan klaar vir jou, jy staan juis geseën in Christus Jesus. Luister wat sê Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Net om jou te wys hoe belieg hierdie kerke vir jou van 'n kant af. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Genade van God word nie vir jou gegee op grond van iets wat jy doen nie. Iets wat jy betaal nie. Die genade van God word vir jou gegee omdat Christus in jou is. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus gegee is. Die gegee gaan word, nie wat jy gaan ontvang nie. Dis klaar vir jou gegee in Christus. Jy sien wat die mense doen, hulle wil hierdie genade bring na aardse dinge toe. Maar wat sê die Bybel? Vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. As jy dink dat jou voorspoed by God en jou aanneming by God gemeet word aan jou aardse besittinge, jou aardse bedieninge, jou aardse gawes, dan mis jy die pot heeltemal en jy val geheel en al uit die bus uit, dan ry die bus ook sommer oor jou. Jy val absoluut alles mis. Jy sit letterlik die pot mis en jy sal dan aan die einde van die dag daai misgesittery moet gaan skoonmaak. En dan hardloop jy altyd na jou kerk of jou dominee of jou pastoor toe en jy vra 'n woordjie hier en 'n bemoediging daar en 'n profetiese woord hier en nou dink jy dis hoe jy by guns van God uitkom. Nee, werk nie so nie. Die genade van God is reeds in Christus aan jou geskenk.
Die genade dat God by jou kom inwoon, dat God sy tuiste by jou kom maak het, en dat jy in alles deel wat aan God behoort. Luister, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dat julle in alle opsigte luister, in hom, Christus, ryk gemaak is, in elke woord en elke kennis. Hoekom gaan die mense so in tiendes en offergawes en tekens en wonderwerke en herlewingsverwagtinge in? Want weet jy, hulle is nie ryk gemaak in die woord en die kennis van Christus nie. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê hierdie ding, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wat die oog, 2 vers 9, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Verstaan jy nou? Jy is in Christus uitgekies. Jy is in Christus geseën. Jy is in Christus verheerlik. En as jy waaragtig gered is deur die lewe van Christus en waaragtig wil groei in wie hierdie Christus, dan moet jy kom in die Christus wat Paulus verkondig. Want hierdie Christus in jou is die volkome kulminasie, die volkome samevoeging en die finale eindproduk van alles van God se genade in jou. Hy sê, julle is in alle opsigte in hom ryk gemaak in elke woord en elke kennis. Hoekom die kerke jou so forceer om tiendes en offergawes te gee en dade en wonderwerke uit te soek en profetiese woorde te kry, en hulle jou in Jesus van Nasaret hou en die profete en daai tipe goeds, en hulle het nie die woord van die kennis, die insig en die wysheid van Christus in hulle nie. Hulle gaan volgens mense dogmas, Bybelskool se leringe en kerke se doktrines. Hulle het geen kennis van Christus nie. Hulle het nog nie daai transisie gemaak om te sien dat die Heilige Gees geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk nie. Die Heilige Gees, God en Christus, vergelyk nie geestelike dinge met aardse dinge nie. Hulle vergelyk nie geestelike dinge met die hoeveelheid tiendes en offergawes wat jy gee nie. Hulle vergelyk nie geestelike dinge met hoeveel wonderwerke en tekens en duiwels en siekes jy genees het en uitgejaag het nie. Die Here gaan nie vir jou seën in alle rykdom en in alle kennis, omdat jy in die profete is nie. Omdat jy in Abraham, Isak en Jakob is nie, omdat jy in die wet is, omdat jy in Adam is nie. Jy gaan nie daarin groei nie. Jy gaan groei in die kennis van Christus. Hy sê, dit is alles aan julle in Christus gegee. Die Here gaan nie vir jou meer aanvaarbaar maak en geestelike dinge met aardse en verbygaande dinge vergelyk nie. Hy gaan slegs geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Dis wat die Bybel vir ons sê, hierso in 1 Korintiërs 2. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Jy kan nie deur jou kerkdogma sien en nou besluit dit is wat in God is nie. Jy kan slegs sien in dit wat in God is deur die skrifte te bestudeer. Nou sê Paulus verder, ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, nie uit die werke, meriete, gawes en dade nie, maar wat God vir ons uit genade gegee het.
Daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheid wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom 'n dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En dis die probleem van die kerk. Met hierdie boodskap van Christus in jou en Christus as jou lewe, kan hulle nie die geestelike diepte daarin sien, dat jy en Christus een gees is. En dat hierdie Christus in jou nie gemeet kan word aan aardse dinge nie. Hierdie Christus wat in jou is die volkome wil, doel en verwesenliking van die Vader in jou. Jy kan niks meer by die Christus in jou voeg nie. Nie tiendes nie, nie offergawes nie, nie gawes nie, nie werke nie, nie wonderwerke nie, nie valse profetiese woorde nie, nie die profete nie, nie die wette nie, nie Abraham, Isak en Jakob se geloftes nie, nie Adam en Eva nie en ook nie Jesus van Nasaret nie. Wat sê die woord? Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord in alle kennis. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Jy kan net sowel sê, die getuienis van Christus bevestig is in julle. Die mense se bevestiging van hulle geloof kom uit uiterlike en wêreldse dinge uit. Ek moet so ryk wees soos die wêreld. Ek moet tekens en wonderwerke doen. Ek moet aan die profete gehoorsaam wees. Ek moet aan die wet gehoorsaam wees. Dit werk nie so nie. Hy sê, julle moenie aan hierdie goeders betrokke raak nie. Hy sê, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag, nou luister, op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Paulus sê, wat is die kern van alles? Die openbaring van hierdie Christus Jesus in jou. Soos hierdie getuienis van Christus in jou bevestig is deur middel van die openbaring van hierdie Christus in jou. Jy het nie nodig om die evangelie van Christus, die Seun van God, wat opgestaan het uit die dood uit, wat in die hemele is, wat die volkomendheid en absoluutheid is van God in jou. Jy het nie nodig om hierdie Christus met enigiets anderster te komplimenteer nie. Want hierdie Christus in jou is volledig in jou, volkome in jou en alles van God in jou. Jy kom kort in geen genadegawe nie, want God het sy genade in Christus aan ons bewys dat ons agterstaan in geen genadegawe nie. So hou op om God te probeer beïndruk deur jou meriete en jou werke, jou tekens, jou wonderwerke, sogenaamde profetiese woorde, Jesus van Nasaret te probeer navolg en die profete ensovoorts te probeer navolg. Gooi dit alles in die asblik en sê vir die Here, Here, bring my in die akkurate en die volkome kennis van Christus in. Want dis net daar waar jy leer hoe diep die genade van God is. En dit kan net omskryf word as God drie-enig, wat homself in Christus by ons kom inplaas het, sodat Christus in ons kan wees, alles van God en wat God begeer het, en dat die hele volkome lewe
van God in ons is. Dis die genade. Alles van God het hy ons ingemaak in Christus. En jy het nie nodig om uiterlike en wêreldse dinge te doen. Nou volgende keer gaan ons bietjie verder, dan gaan ons nog 'n bietjie dieper praat. Die Here seën jou.